sê nou net, dis die heel eerste keer wat hy saam met my kuier in die Lunch Punch vanmiddag. Nicholas Lou in die ateljee, hier om nuwe musiek vry te stel. Maar Nick, ons gaan ook 'n bietjie praat oor die verlede, die hede en die nou. Groot FM 90.5. Bietjie ou klassiek Nicholas daar in die agtergrond. Purple rain, purple rain. Jo, jou weergawe daarvan is maar net fantasties. Baie dankie. Ja, mens vergeet baie keer jy is ook maar net 'n mens wat seer kry, want ons sien jou gewoonlik daar's 'n rockstar op die verhoog. Baie welkom in vandag se program en dankie dat jy tyd gemaak het om hier op Bokvrydag by ons te kom kuier, nie? Ja, baie dankie man. Dis lekker, is altyd verskriklik lekker om hier te wees. Ek's baie en bly lekker om om te vir die eerste keer met jou om Yes, te doen. dankie. Ons loop mekaar altyd raak. Haai. Maar ja, en dan is ons weer weg. Nee, en ek's bly jy het jou groen ook aangetrek, spesiaal vanaand 8:30 die afskop. Wat dink jy gaan gebeur? Jong, ek is altyd bang om sulke goeders te sê, want ek jinx altyd. O, okay. Nee, ek sê niks. Hou dit dan eerder vir jouself. Maar Nick, ek wil so klein bietjie terug gaan, want ek het nou probeer somme maak. Ja. Hoe lank is jy al in die bedryf? Ek weet my hart is aan die brand was in 2004 vrygestel, jou eerste solo sukses, die album destyds. So het jy al daai sommetjie gemaak, het jy al getel? Wel, hier is die ding, uiteindelik in 2003 uitgekom en in 2004 is hy gerepackage. O, okay. So in 2003 het hy uitgekom met die hoofliedjie as Ek wil my baby hê vanaand. Yes. En snaaks genoeg, hy het maar net nie die impak gehad wat ons gedink het hy gaan hê nie, en 'n jaar later toe sê hulle, luister man, ons moet ietsie doen. Toe sê ek, ja ouens, kom ons neem eerder 'n nuwe album. Sê hulle, nee, die album is reg, maar die plakdruk is verkeerd. Gee hulle vir my Maya hier. En ons het 4 ekstra liedjies bygesit by daai album, en Maya hier het net eenvoudig die wêreld oorgevat, en snaaks genoeg, Ek wil my baby hê vanaand het agter hom aangekom en net die ligte uitgeskiet. En daai tyd was dit saam Shine 4 wat natuurlik op Maya hier in die Afrikaanse weergawe gesing het. Ja. Maar dieselfde het min of meer gebeur met Juanita, want haar album was ook mos uit en toe kom hulle agter o, maar Skarumba is eintlik die trend. Ja. Hulle wou hom nooit eers op die album sit nie. Ja. En ek dink dieselfde het gebeur met Kilome se Daidi. Wel, en met Kurt. Jenne. Kaptein het dit amper nie eens gemaak tot op die album nie. Ek dink hy was 14 uit 17 gewees. Ja. En toe ontplof hy. Selfs met Jessica van Rey. Ja. So dit is maar, jy weet, ek meen daai tyd was al ook baie repackaging gewees. Want jy weet, ou leer jou mark. En dit beteken nie 'n ou gooi weg wat jy gedoen het in die verlede nie, maar partykeer het 'n ou net so 'n bietjie van 'n skop nodig, jy weet, net 'n bietjie van daai wat s'hy 2 skokmasjienkies wat hulle op 'n ou sit, soos jou hart net daai hart aan die gang kry. Maar nou vandag is dit eintlik soos half makliker om te sien wat happen op Spotify en die ander playlists, en dan kan jy sien, okay, daai doen dalk nou nie so goed nie, so ons gaan gou-gou 'n nuwe enkelsnit vrystel, en so kan jy dit dalk makliker monitor, maar destyds was daar baie geld betrokke in die repackaging, want daai produk moet nou fisies gedruk word, né? Verseker, ja. Maar nou so gepraat van so 'n bietjie vintage. Hoe oud was jy eerstens? Ja. Waar jy wat nou begin met vintage. Okay. Hoe oud was jy in 2003? Ek was 13 gewees. Ek was in die laerskool. Jy breek my hart. Sorry man, jy lyk nog goed vir 85. Dankie. Just keep going. Keep pushing, Keep pushing. maar nou gepraat van vintage, nee. Ek weet jy het liefde vir karre. Praat nie van jou nie, jy's glad nie vintage nie, inteendeel. Maar met watse kar het jy aangekom vandag? Jy nog steeds daai lieflike baby. Ja, nee, maar ek onthou, nee, ek hou my mooi karre by die huis. Okay. Dit wil nie gesteel word nie. Ek ry net van kort padjies met hulle of lang pad wanneer ek nie hoef te stop nie, kom ek terug, maar ek gaan hom nie by 'n mall los nie. Nee, maar ek het nou die dag gesien jy het met een van daai vintage karre hier met die cruiser. Ja. Ek het nou die dag met die cruiser aangekom. Is hy nie hier vandag? Nee, hy's bietjie hoog partykeer. Ou weet nie waar's daar overhead goeders en dan kan jy nie inkom nie, want ek het mos die daktent op en al daai tipe van goeders. So hoeveel karre het jy in totaal daarby? Nee, hoe moet ek weet? Dit tel jy nie meer nie. Nee, wat? Maar jy is 'n petrolkop. Verseker. Net 'n liefde vir karre nog altyd gehad. Ja, nee, verseker. En ja, nee. Maar dit klink vir my asof al 'n bietjie entoesiasme daar by jou ook is. Ja, nee, ek het nou dag verby jou kar geloop, het ek so skelm selfie geneem saam, soos Nicholas Lou se kar. Maar jy's nou onlangs terug met Sandkasteel en toe Coco Pops en kaas. Ja. En ek weet toe jy op die groot ontbyt gekuier het jy ook lekker Coco Pops en kaas geëet. Ek het jou gunsteling snack vir jou saamgebring. Nou as jy bietjie honger raak, want ons gaan lekker gesels en ek weet jy gaan sing. Lekker. Maar is ek verkeerd te sê was vir 'n klein rukkie bietjie stil gewees voor die nuwe vrystellings en hoekom? Ja. Weet jy, 'n opname gewys was ek stil gewees want ek is weg by my vorige maatskappy.
niks lelik of enigiets nie, ons kon net nie ooreenkom oor een van die klausules in die kontrak nie, ek kon nie budge nie, hulle kon nie budge nie, maar ons is nog steeds verskriklik lief vir mekaar, dit was Select Musiek, Sony Music, wat nou Sony Music is, en ek was nou net weer op Krone gewees, so dit is 'n groot bewys daarvan dat ons nog steeds baie lief is vir mekaar, maar ons kon nie oor daai een klousule ooreenkom nie. Dis maar besigheid. Nee, verseker. En toe is ek so bietjie indie gewees vir 'n rukkie, en dit is nie iets wat jy maklik gedoen gaan kry nie, weet, en ek meen dit het ek van die begin af geweet. Ek het ook net een liedjie opgeneem in die tyd wat ek onafhanklik was, en dit is World in Union. En toe laas jaar het ek die massiewe voorreg gehad om by Vonk Musiek aan te sluit. En wat great is van Vonk Musiek is, nommer 1, hulle is great vriende met Select, en dis net so familiegevoel soos wat dit by Select is, jy weet. Kobie is daar, Kobie Koen, ja. Wow. En is snaaks, nou die eienaar van Select was Kosie gewees, en nou is my nuwe baas Kobie. So ou moet baie versigtig praat, jy wil nie Kosie sê as jy vir Kobie, met Kobie praat. Jy hou dit by die kaas. Ja, jy moet eintlik sê Coco Pop en kaas, met die afkappings S, en ook dan die ander kaas wat ons nou gaan geniet. Verseker. Hoor hierso, Maniek, getroude lewe, hoe gaan dit daar met jou vroukie en die kiddies? Verskriklik goed. Ag, my vrou is great, né? Ek het 'n vrou met verskriklike goeie deursettingsvermoë. Sy studeer. En sy is nou amper klaar met die regte. En yesterday, ek weet nie hoe sy dit doen nie. Sy werk voltyds, sy is 'n mamma voltyds obviously, en sy studeer. Dis crazy. Maar so ja, ek is baie gelukkig, en die kinders is obviously nie maklik nie, maar die lig van jou lewe, jy weet. Ek dink enige ouer sal weet waarvan ek praat. As jou vrou nou regte studeer, nee, dan is jy seker altyd verkeerd. Nee, ek vertel haar wat is reg. O, jy sê vir haar. En hoeveel kiddies het jy? Hoe oud is hulle nou? 2, hulle is 8 en 3. Okay. En is dit 'n seentjie en dogtertjie, ja. Nou is die seentjie ook stout. Kry jy nou van die eie medisyne? Nee, verseker hoor. Nee, yesterday, hy is besig hoor. Okay. Maar ek dink enige ouers sal vir jou sê seentjies is moeiliker as dogtertjies. Nee, hulle sê mos dit haal jou in later in jou lewe. Ja, nee, ek kry vir jou. Dis daai kry nou. Hierso. Maniek, soos ek nou gesê het, vanaand is dit die bokke. 8:30 gaan almal hulle televisieskerms aansit. Nieu-Seeland natuurlik daar op Twickenham, en ek weet Arnie Jordaan, hy sing nou die landslied. Lekker. Daar voor 80,000 mense, en almal gaan inskakel, miljoene mense reg oor die wêreld. So vark. So ja, nee, weet nie kom hulle jou nie gevra het nie, maar ek meen jy het nou genoem World in Union wat jy saam met Liesel Pieters opgeneem het. Jogg, moeilike liedjie seker om te sing. O, verseker, nee, definitief, en jy het my bietjie onkant gevang net nou toe jy sê vir my luister, hoekom doen jy nie 'n stukkie van dit op die gitaar nie? Ek kan. En Nick het gesê hy kan nie, en toe 30 sekondes later sê nee, kom ons probeer dit. Ja. Nee, ek het myself net beskerm daar, want ek weet, ek het dit nog nooit op gitaar probeer nie. Vir die heel eerste keer vandag? Verseker, Speel jy op gehoor? Ja, ek speel op gehoor, maar ek het daarom die woorde ook vir my, so die woorde is gecover. Wow. As ek dan nou net die gitaarwerk kan lekker kry. En dan moet ek ook net sê, daar's 'n rede hoekom ek vir Liesel gevra het om hierdie liedjie saam met my op te neem, want dis nie 'n maklike liedjie om op jou eie te sing nie. En ek moet vir jou sê, en hierso absolute respek aan PJ Powers. Ja, nee. Hy vrou kan sing, hoor. Sy sing die verf van 'n muur af. Sy sal die papier van 'n blik af sing. En jy staan nie een oomblik terug vir haar nie, want ons het jou nou gesien onlangs by Krone. You can do it. Nee, dankie. Jy sê dit want jy moet dit sê, maar baie dankie. Ek sê dit omdat ek dit weet, ek het jou gesien daai. So, Nick, as jy gereed is, gaan jy hom gooi vir ons daai kant. Ons kyk gou-gou. Eksklusiewe weergawe, heel eerste keer wat hy hom doen op gitaar. World in Union, spesiaal vir vanaand, mag jy bokke wen. Ons intro jou, daar gaan jy. Ja. There's a dream, there's a dream, there's a dream I feel so rare, so real. All the world in union, the world as one, searching for the best in me. I will find what I can be if I will lose or draw in
the victory for all. It's the world in you. So ver kan ek gaan en dan moet Liesel 'n bietjie oorvat. So volgende keer roep jy my en dan sê jy vir Liesel, luister, bel oor die foon in. Daai was amazing geweest. Hoorie som, maar jy sal dit nou nie glo nie. Ek het vir Liesel gereël. Wat sê? Al vat sy hom. Nicholas Lou net hierna saam met my terug in die ateljee sê vir hom hallo op die WhatsApp lyn. As we climb to reach our destiny, a new age has begun. City Punch. Terug in jou lunch. Dinsdae 12 tot 3 op Groot FM 90.5. Nicholas Lou saam met my in die ateljee en ons is ook besig om met 'n livestream op Facebook as jy daar wil gaan hallo sê. Anton, ons digitale bestuurder, het vir ons plan gemaak en hy livestream hierdie onderhoud. Groot FM 90.5. Bekend vir treffers soos Raai vorige een dink ek nou aan Christina Storm in die musiekvideo. Ja, Kan 'n mens nie daaraan dink. nee, jy kan nie. Bietjie van 'n dieper betekenis hier met vergeet en vergewe terug in tyd. En jou pragtige weergawe van hierdie een. Wow, Nick, wow, jy kan maar aanhou sing, hoor. Ek wil net gou vir jou sê, mense sê vir jou hallo op die WhatsApp lyn. Iemand vra, het Nicholas sy Springbok hemp aan? Nee, ek het ongelukkig nie. Ek vra groot verskoning, daai goed laat my sweet. Maar hy het groen aan. Dit tel. Ek het groen, Ja. is dit nie genoeg nie? Lientjie sê Nicholas Lou, jy rock. Iemand sê ook nou hierso vir my, koue rillings gehad met daai World in Union. Fantasties, het skoon hoendervleis gekry. Nick is een van my gunsteling sangers. Raak jy ooit moeg vir komplimente? Want jy kry dit so baie. Weet jy wat, 'n ou waardeer dit altyd. Ja. Maar 'n ou weet ook dis maar goeders wat vir jou geleen is. En dit kan vinnig weggevat word. Ek wil dit nie aan myself toe eie nie. Ek is dankbaar daarvoor, maar dis vir my 'n baie tydelike ding, baie moontlike tydelike ding en jy weet ek nie wie sê ek nou. En jy is Net ook so ander goed werk. soos jou laaste vertoning of jou laaste onderhoud byvoorbeeld. Nee, ek glo daarmee dit nie. Ou werk al maar 20 jaar vir wat Okay, nee, Nicholas is nog steeds goed. Hy's elke keer goed, ons weet dit. Ja, maar Maar nee, ou trek dit nie. Ek trek dit nie vir my aan nie. Want dit is net geleen. Dis net genade. Dis hoendervleis sê iemand ook hierso. Iemand sê Nicholas gaan vir jou 'n neetkraker gee waar dit saak maak. Hoekom het ek nou iets verkeerd gedoen? Nietemin, okay, ek is jammer Nick as ek jou nou onder die bus gegooi het op 'n of ander manier. Ja, ek weet nie. Maar ons los dit daar. Ek en hy is nog so ver vriende, so ver ek weet nie. Yeah. Ja nee, want ek het vir jou Coco Pops en kaas gebring daarso. Ek dink die neetkraker gaan oor die hoë noot wat as Okay. jy net 'n bietjie geknyp het. Yes, okay, maar het jy jou styfste onderbroek aangetrek vir die onderhoud? Jy het nou nie geweet jy gaan World in Union sing nie. My bra, dis privaat goed, maar ek dra nie onderbroeke nie. Okay. Ja, nou, maar hoe kry jy dan daai hoë note? Op ander maniere. Dis net geleen. Het jy nie geluister nie. Rinus Gous vra, gaan dit goed? Dit gaan verskriklik baie goed. Dankie Rinus. Ja, en iemand sê Nicholas Lou die beste Afrikaanse liedjieskrywer ooit. Ek en Sharnika, ons musiekskeduleerder, het voor hierdie onderhoud gegaan na kantoor gesit, toe ons deur al die Nicholas Lou treffers. Goeie genigte. En dis hoekom ek daai mashups gemaak het, soos waar begin jy en waar eindig jy? Kyk, ek moet hom net vir jou sê, nee, ek het van jou gehou vir die tyd, maar nadat jy daai mashup gedoen het, het ek baie meer van jou gehou, want dit het gewys jy luister nie net na die Maya hier en ek wil my by glad nie, inteendeel. Jy het 'n paar goeters daar uitgebring wat ek nou regtig nie gedink het ooit oor 'n radio gespeel gaan word. Ek is baie bly jy sê dit, want een van die liedjies wat my nou nogal bybly vanaf jou album Vergeet en Vergewe is hierdie een. Onthou jy hom? Ek doen. Maar daar's 'n vrou met die naam Michelle Botha wat saam met jou sing op hierdie. Yes. Ek is bly jy het daarvan reg gekry. Ja, nie Botus nie, Botha. Ja. Daar's 'n verskil tussen die twee. Albei is wel aktrises. Ja. So Michelle Botha was destyds getroud met Ian Roberts. Yes. En
Hierdie Michelle Botha was bekend vir haar rol in Getroud met Rugby. Yes, ja. Hoe dit gebeur dat julle toe nou die liedjie saam opgeneem het? Weet jy, ons het dieselfde vokale opleier gehad. Maury Mostert, yes, Ja. yes, jy ken haar ook seker, né? Nee, maar Michelle het my gesê. Okay, yes. Ja, so sy was ook by haar gewees en ek het vir Maury gesê, want ek het haar nie geken voor die tyd nie, en ek het vir Maury gesê, hoorie, ek het iemand nodig wat kan vasvat, want die dame, die meisie of die vrou wat saam met Meatloaf gesing het, Ja. het 'n monster van 'n stem en haar performance, haar voorlegging van daai liedjie was fenomenaal. En jy weet, ek meen veral omdat 'n ou in Suid-Afrika is, jy weet, is daar die persepsie dat ons dalk nie dieselfde kwaliteit kan lewer nie, maar ons kan. Nee, ons kan absoluut. Hoor gou wat sê Michelle Botha. Sy het nou vir my gesê. François, Sy lekker om onthou van dit. jou te hoor. Ja, dit is my stem. Ek het al saam met hom dit opgeneem. Ek en hy het dieselfde singing teacher en sy het my voorgestel vir Nicholas Lou om die spesifieke sang saam met hom op te neem. So ja, ons het dit so gedoen, dis hoe ek vir Nicholas ontmoet het, is deur Maury Mostert actually. Ja, het was fun geweest en dit het baie mooi uitgekom. Hoop dit gaan goed met jou. Lekker dag verder. Stuur groete. Okay, bye. Ons hy. Yes. So uit die persebek. Ja. Maar nou gepraat van Maury Mostert, sy dink ek het op 'n stadium ook by Tuks se drama departement het sy musiek afgerig, Yes, hè? ja. Hoe het jy haar ontmoet? Nee, weet jy, ek het haar deur 'n hele ander kanaal ontmoet. Ek was deel van 'n groep met die naam van Cantero. In 2000 en my sangmaat het by haar sangles gekry privaat, nie deur die universiteit nie. Okay. En toe het sy eendag na 'n vertoning van ons toe gekom en kom kyk en toe het sy vir my gesê, luister bra, hoe lank wil jy sing? Want soos jy nou aangaan, gaan jy nie lank sing nie. En ek moet vir jou sê, onomwonde, daai vrou het my stem gered. En as ek kyk na sekere van my sangmaats, dan is dit net weer 'n beaming daarvan dat my stem het vooruit gegaan en baie kunstenaars se stemme gaan agteruit omdat hulle nie besef wat dit vat om jy weet 'n ou se stem te onderhou en te ontwikkel nie. Jy weet ek het gehoor Pavarotti het nog sanglesse gevat toe hy dood is. En okay, fine, hy het ook sanglesse gegee. Maar dit is belangrik om 'n tweede oor te hê en dan net met jou te praat en te sê, hoorie, dit hoor ek, want jy kan nie objektief jou eie Die korte regisseur basies. Verseker. Ja, iemand wat jou lei. Ja. Maar ek dink jy het op 'n vorige geleentheid het jy gesê jou stem, jy vergelyk dit met iets soos 'n stukkie kaas en elke keer as jy sing dan gaan daar so half 'n slice 'n worsie. 'n worsie, ja. 'n worsie, ja. En 'n ou moet jy moet daai snytjies baie dun sny. Nou gelukkig oor die laaste 20 jaar het ek my worsie Jou worsie. Okay, ek kan dit nie so stel. Okay, dis nou regte. Daai Dis 'n worsie regte denkbeeldige worsie. fyn Niks anders gesny. hoor nie, maar Ja. die worsie het langer geword in die tyd vir eenvoudige rede. Ou man, moet dit nou nie so maak nie. Al jy's gelukkig in daai geval. Maar ou doen jou werk, jy verstaan nie jy. Nie almal Jy is doen jou so opleiding, gelukkig jy doen jou oefeninge, jy doen jou huiswerk en jy versorg jou Worsie. stem. Ja. En dan verleng jy die lewensduur. Die kaaswors. Die lewensduur van die lewensduur van jou stem. Het jy al ooit Coco Pops en kaaswors probeer, Nick? Nee, Dit kan dalk ook lekker. Nee, moet nou nie wild raak nie, man. Nee, Ons maar is nie ek sê maar diere nie. Nee, maar luister, ek gaan nou 'n happie vat van daai Ja, jy Coco moet. Pops want jy sê jy is nou al 'n bietjie moeg daarvoor. Ja nee, kyk ek moet dan net vir die mense sê, kyk toe hy hierso aankom met die Coco Pops en kaas, dan dink ek by myself, bra, nou nog 'n keer. nie alweer nie. Want 3 maande gelede toe ek daai liedjie uit of in Maart maand toe ek die liedjie uitgebring het einde Maart, het elke liewe radiostasie en elke liewe video wat ek moes maak, alles moes ek dit. En nou moet jy onthou, nou maak jy gou-gou 'n video en dan moet jy 'n nuwe video maak of jy maak 'n fout en jy moet daai video weer van voor af begin. Dan moet jy die bord weggooi. Jy al dik gevreet. Ja, dan moet jy 'n nuwe ene begin en dan moet jy weer die goeters eet. So ek het maklik 40 na 50 keer Jo. Coco Pops en kaas geëet in Jene. 'n span van 2 weke. Okay, nee, jy het jou quota ek het genoeg gehad vir die volgende 2 of 3 maande. Ek is nog steeds mal daaroor, maar ek wil dit nie nou hê nie, maar Ja.
Iemand het vir my gesê jy het dit nog nie geëet. Ek het nog Venita sal vir my aangee daarso. Venita is besig om foto's en video's te neem hier in die ateljee. Ons misbruik haar alweer. Nou maar sal dit werk met die geprosesseerde kaas? Ek sien ja, julle is geprosesseerde mense, maar ja, dit sal werk. Nee, ons is nie daai mense nie. Ons het nie die tyd gehad om winkels toe te gaan nie. Ons gaan gou garage toe langs van. Nou, sê. So jy kap hom nou, hoeveel melk, hoeveel Na smaak. Ek sou sê kry genoeg melk in, hoor. Moenie hom droog eet nie. Kom, sê vir my dis sleg. Jy kan nie, kan jy? It's good. That's actually It's amazing. good because ek was reg gewees. Jy is al die jare toe nou reg. Ja, en niemand wou my glo nie. Jo. My kinders, my dogtertjie wou dit vir 7 jaar nie probeer nie. Nog 'n appie vat. There you go. Nou, sy streel hom. Hy streel die keel. Very nice. Nick, gaan jy vir ons nog ietsie live sing? Ek kan vir julle 'n mooi country liedjie sing. Terwyl ek nou hierso eet. Yeah, why not? Kom, ek gaan net gou my gitaar kry, hang net 'n bietjie. Ek het nou Frantels seats hierso by Nicholas Lou vertoning. Ek het nie popcorn nie, maar ek het Coco Pops en kaas. Wat doen jy vir ons vanmiddag? Jong, weet jy, ek het nie voor die tyd daaraan gedink nie, want toe ek hier kom, toe dink ek by myself, weet jy, ek het nie eers gedink wat ek sal sing nie, want jy het eers vir my gister gevra of ek die gitaar sal bring. Ja, want ons weet jy is so moeilik, jy wil nie gewoonlik live sing nie, toe dog ons nou jy gaan nie hierdie keer wil nie. Ek leenaar. Ek joke net met jou man. You know a dream is like a river, ever changing as it flows. And the dream is just a vessel that must follow where it goes, trying to learn from what's behind you, and never knowing what's in store makes each day a constant battle, just to stay between the shores. And I will sail my vessel till the river runs dry, like a bird upon the wind. These waters are my sky, I'll never reach my destination if I never try, so I will sail my vessel till the river runs dry. Is dit genoeg? Wow, dit is nooit genoeg nie, maar ons tyd is net te min. So baie dankie. Nicholas Lou saam met my in die ateljee, net hierna gesels ons verder en hy stel ook splinter nuwe musiek vry vanmiddag. Daar's net een ding beter as die Brady Bunch. En dit is jou Lunch Bunch. Weekdae 12 tot 3 op Groot FM 90.5. Nicholas Lou is in die ateljee vir die heel eerste keer in die Lunch Bunch vanmiddag en ons gesels oor splinter nuwe musiek, alles en nog wat. Sy nuwe liedjie se naam is Ons Sal Jonk Bly. Ek speel hom vir jou net hierna. Jy ken hom vir treffers soos 90.5. Daai ou bekende selfoondientjie, né? Onthou ons livestream ook hierdie onderhoud op ons Groot FM 90.5 Facebook bladsy as jy wil kyk hoe lyk Nick daar in sy groen vir vanaand se Bob game en een van jou nuutste vrystellings net voor Coco Pops en kaas was Sandkasteel. Ek dink my hart is gebreek, dit voel of jy my verneek, iets is anders. So 'n bietjie van 'n country vibe daar. Ja. Ek meen mense verwys seker na jou na al die jare nog as 'n rocker, maar jy kan letterlik alles sing, van opera na country na rock na pop. Wat is jou gunsteling genre? I can fake them all. Not a chance. Weet jy, op hierdie stadium sou ek reken country is seker my favorite genre, maar ek het nog altyd gesê ek's 'n popsanger wat rock binne-in het. Okay. Ek is hierdie frustreerde rocksanger, want jy weet, ek meen as ek nie die guidance gehad het, die leiding gehad het van my vorige maatskappy nie, sou ek wou rockmusiek doen. En die feit van die saak is, in daai tyd het dit nie verkoop in Suid-Afrika nie. En ek meen, ek is tog hier om 'n lewe te maak uit musiek uit, jy weet, so ons het gegaan vir die kommersiële roete, maar met ouderdom kan 'n ou 'n bietjie die dieper goeter sing en jy kan al hoe nader beweeg na wat jy eintlik wil doen. As jy vir my sê jy het nie rock gedoen daai tyd nie, nê, dan weet ek nie wat is rockie, want daai DVD wat jy vrygestel het, kan jy onthou hoeveel was 'n rock, dis 'n rock show met popmusiek. Dis storie, maar dit was next level. Wie was die girl wat die basgitaar vir jou gespeel het in daai Yesterday, nou vra jy my net. Sy het so 'n neusring gehad, sy het milies gegooi. Ja, en is 'n mooi girl, né? Ja, sy's beautiful. Want Saartjie, wel Adelphie van Saartjie was hier. Toe sê hulle het oral gesoek vir 'n girl wat basgitaar gaan speel. Toe sê ek, maar Nicholas Lou het op daai
DVD die girl gehad, spoor haar net op, maar kon ons ook nou nie dadelik haar naam onthou nie. Ja, weet jy het my nou net te vinnig maar hoe fiks moes jy gewees het vir daai DVD destyds, want die sweet het jou afgetap. Ja, weet jy, ek was daai tyd, ek is daai tyd obviously meer, maar ek is nog steeds showfix. Singfix, ek kon nog nooit hardloop nie. Ek raak baie vinnig uit asem uit, maar ek kan energiek op die shows wees. Maar dan moet ek ook nou vir jou sê, shame, die een dame wat saam met my gewerk het daai tyd, toe ek van die verhoog afkom, toe ek net so half, sy het seker maar die laaste liedjie agtergekom, luister, ek gaan dit nie maak nie. En toe sy vir 'n reistoel. Ja, toe ek so uitkom, toe sien ek daar is die reistoel. Toe dog ek, okay, nou kan ek maar gaan in mekaar sak. Want dis hoe jy weet jy het jou bes gegee as jy na show in 'n reistoel moet sak. Ja. Min mense kan dit sê. Maar ek wonder of jy al getel het, hoeveel liedjies het jy oor die jare opgeneem? Nee, ek weet nie, maar dit is, jy weet, ek meen dit is rondom 10 albums. So oor die 200, maklik. Ja, rondom 200. Ek meen hulle het maar almal tussen seker 14 en 20 opgehaal. So dit, en dan onthou nou, voor die tyd was ek 'n session muso gewees, en dit beteken jy sing op ander mense se albums en jy sing onder ander name en so aan. Jy doen studiowerk, ateljeewerk en mense weet nie dis jy wat op. Jy weet, mense weet nie, ek het baie keer op Kurt se agtergrondstemme gesing. Maar onder 'n skuilnaam. Nee, my naam is op die album, maar ek meen dit word nie, maar mense gaan lees dit nie. Nee, dis 'n agtergrondstem so. En dan was daar 'n paar skuilnaamprodukte wat ek jy weet, ons het dit kompilasies genoem, dan doen jy jy weet, ander mense se musiek maar onder 'n hele ander naam, en dis sommer maar net 'n 30 goue sokkie treffers, daai tipe van goed. Dit was baie groot destyds. Baie van daai goed het ek geneem. Dit het platinum verkoop en goud gegaan. Ja. Maar sê gou vir my, die groep waarvan jy en jou broer was voordat jy solo gegaan het destyds? Is nie my broer gewees nie. Sy naam is Johan. Johan de Toy. En maar dit was so Pavarotti en Friends tipe van ding. Ek was die Friends en hy was die Pavarotti. Okay. Klassieke stem daai tyd gedoen, en so ja, maar ek meen dit was nooit een van ons se droom om dit te doen, jy weet. So ons het die kontrak as dit gekry, maar onder die voorwaarde dat ons albei ons eie goeders doen na die tyd. En so toe die album klaar is, toe die kontrak verby is, toe sê ek, luister guys, dis nou tyd. Toe skiet julle albei in julle eie rigtings in, en ek het nou vir 'n oomblik deurmekaar geraak met Gappie en sy boetie, want hulle was mos saam. Ja, hulle was in Georgia. Maar Johan was die ou wat saam met jou gesing het voordat jy solo toe nou gegaan het, bekend geraak het as 'n solo kunstenaar. Net 'n vinnige vraag, het jy 'n spesifieke gunsteling liedjie van jouself? Jy vra my nou vinnig, ek sou reken Coco Pops is een van hulle, maar regtig? Ja, en wat vir my lekker is ek het hom heeltemal self geskryf. Maar as ek moet kies van my vorige goeters, Volle Energie is een van my gunstelinge. En dan Ek's nog hier. Daai twee het vir my nogal baie beteken. Veral Ek's nog hier is 'n dieper betekenis. En Volle Energie is sommer net vir 'n slag mag ek rock sing. Ja. Nou iemand sê daai live DVD, vat jy my nou terug. Track 13 was my jam. Wat was track 13, kan jy onthou? Jy vra my nou baie vinnig. Iemand sê hierso, Venita, wat sê gege, wat se track was dit? So as jy mooi gekyk het ek daardie WhatsApp geskryf. Maar ek wou nou nie sê dit was jy nie. Ek wou nou jou geheim hou. Tussen die lakens daar. Tussen die lakens. Dis hoekom sy nie haar naam by dit wou sê. Kyk hierso, né? Luister, laat ek moet net die rekord reguit stel hierso. Ja. Hulle daai dag vir my gesê, kyk, en ek was nie daai tyd in 'n verhouding gewees nie. En hulle sê toe vir my, luister, jy gaan nou die song perform. Ons gaan vir jou laken op die stage sit, en dan kies jy vir jou 'n goal. En ek loop die hele tyd op en af, en ek probeer die regte goal soek in die ding. En op die einde van die dag moes ek net oë toe maak en net iemand kies. En ek bring haar op en ek maak toe die laken oor ons koppe toe en ek omhels haar. Ek het haar nie gesoen nie, gelukkig nie. Hoor ek na die tyd, maar sy was daar saam met haar boyfriend gewees, wat eintlik haar verloofde is. Ek het geen ringe gesien of niks nie, maar ek meen dis nou weer daai ding van jy sien ligte in jou oë, al daai tipe van goeters en jy weet, ek meen regtig, ek sou nooit sommer net 'n girl vry op die stage nie, jy weet, maar ek meen dit was nou maar die entertainment value. Ja, maar dit was nou maar die entertainment value daarvan gewees. Sommer maar net 'n grappie om jy weet, net ietsie ekstra aan die show te doen. Maar ek het na die tyd so sleg gevoel, want maak nie saak wat daai vrou vir daai man gesê het nie. Dit gaan moeilik wees om te glo. Ja nee, verseker. Maar al wat ek gedoen het is ek het haar net omhels en ek het haar net so 'n bietjie omgedraai.
En dis dit. Ja, dis dit. Dis daai omdraai wat my bekommer. Maar net julle twee sal weet, wat daar gebeur het onder daai laken, hoor. Dit was in hindsight was dit 'n dom move geweest, maar nee, dit was epic. Ek wil net vir jou sê daai album hier naby jou, jy het hom vrygestel in 2007, dis daai een met die blou. Pragtige album. Ja. En daai tyd was ek toe nou nog so wat middelhoërskool en ek het so fake mic gehad in die kamer. Ja. Want ek saam daai soos hier naby jou treffers het ek milies gegooi voor die spieël en dan tussen die lakens dan het ek toe ook perform. Okay. Kom klop my ma nie deur toe sê jy kan nie daai liedjie sing nie. Ja. Nee, dit is nie vir 'n hoërskoolkind nie. Ja. Maar miskien kan ek dit vandag probeer. Wel, kom ek sê vir jou die volgende, jy weet, ek meen omdat ek op 'n stadium tot ernstige bekering gekom het, kan ek ook nie daai liedjie optree nie. Ek het hom jare laas opgetree juis daaroor. Ek wil nie 'n slegte invloed wees nie, maar wat ek vir jou wel kan sê is, dis een van die grootste komplimente wat ek nog ooit gekry het, is dat jy voor die spieël gestaan het, soos wat ek vir Bon Jovi, Richard Marx, Aerosmith en Def Leppard voor die spieël gestaan het, want ek het dit ook gedoen. Ja, ek kon net nie my bene so wyd kry soos jy nie, maar ek het probeer. Wel, dit is 10 jaar se karate. Dit is junior, ek moet karate. Junior swart karate. Ja, ek moet karate gaan vat. Was die basgitaar speler se naam nie Annelien Malani? Dit mag wees, ja. Ons is nou nie seker. Ja, jy sê ek lank terug in tyd. Ek vra verskoning en weet jy, ek het al laas jaar weer gesien en is dit? Ek vra verskoning want dit is moontlik dat dit sy is, maar ek wil nie iemand krediet gee as dit nie sy was. Okay, maar ons gaan uitvind en ek sal vir jou sê volgende week op die Lunch Punch wie dit was. Ja. Net vinnig vir jou sê, hier's nou soveel fanmail wat inkom. Daar's nie 'n manier dat ek deur alles kan lees nie. Ons het nie tyd nie, maar hier's nou mense wat foto's vir my aanstuur. Ja. Waar julle nou saam is oral. So ek moet sê al die fanmail kom in die foto's waar hulle staan langs Nick. Vra vir Nicholas of hy al die piesang en bovrol op roosterbrood probeer het. En hy mag maar sing. Dankie, baie dankie eerstens vir die kompliment. Tweedens, ek het dit nog nie probeer nie. Ek was nog nie braaf genoeg nie. Ek moet bieg. Daar het 'n hele paar voorstelle deurgekom wat ek by myself gedink het. Luister, selfs ek, I'm not so sure. Ja nee. Maar daar is maar moet ek ook nou sê, daar is 'n liedjie op pad oor iets anderster van wat ek oor die algemeen al vir jare doen. Okay, nog 'n geheim. Ja. Sal jou vrou moet bel om te hoor wat dit is, maar ek neem aan dis nou nie bovrol en piesang nie. Dis nie dit nie. Draai nog die New Rock bootse. Net by spesiale geleenthede en dan moet ek ook nou vir jou sê, die laaste spesiale geleentheid was 2019 Krone. Ek het besluit om dit hierdie jaar te skip. Hoekom? Weet jy wat, nee. Ou wil nie, dis al ou nuus. En dis elke keer, ek het nog altyd 'n punt daarvan. Ja, ek het nog altyd 'n punt daarvan gemaak om dit net by die grootste shows te doen. Ja. Die probleem is daai shows kom elke jaar. En dan is daar sekere mense wat my net daai tyd sien. Moet onthou, nie almal by Krone is my fans nie. So hulle sien, ag, daar's hy nou weer met die skoene. Daar's hy weer met die skoene, want hulle het nie vir die res van die jaar gesien dat die ander 100 shows wat ek die jaar gedoen het ek glad nie daai skoene gedra nie. Ja. So ek hou dit net vir spesiale geleenthede. Ek weet daai skoene kos nou al R8,000, jy weet. So, en ek weet daai tyd het ek sommer 'n hordes van hulle gekoop want hulle was baie. Daai tyd het hulle R2,500 gekos. Ja, en jy was ryk. Ek was ryk. Jy is nog steeds ryk. Hoorie Nikkie, tyd haal ons nou in 7:02. Net vandag, ons sal jonk bly, jou nuutste enkelsnit. Waaroor gaan dit? Ek het nou daarna geluister. Dis 'n heeltemal 'n ander vibe. So 'n bietjie van 'n Mars daarin, hè? 'n Mars. As jy kyk na die liedjie se naam en jy vra vir my waaroor gaan dit, dan verstaan ek nou nie mooi nie. Nee, ons sal jonk bly, maar ek het na jou gekyk en toe kyk ek na die titel toe ek soos hy's nie meer jonkie. Hy gaan dit. Ons sal jonk bly. Gaan dit oor soos in ons gaan jonk bly in die hart. Hy lieg. Nee, so dit gaan daaroor dat ek dink meeste mans, ek dink jy gaan saam met my stem of jy gaan dit nog leer in jou lewe. Ek word 20 jaar ouer as jy is. Gaan leer in jou lewe dat ons kom op 'n sekere punt en dan weier ons om ouer te raak of ons sukkel om ouer te raak, groot te word. Daar's 'n verskil tussen oud raak en groot word. Ja. En ek dink meeste mans en baie vrouens ook, ons kom op 'n punt waar ons sê, luister, okay, in my hart en in my kop raak ek nie nou meer ouer nie. Ek het vasgesteek by 19, ek's nou 44. So ek het nou al
hoeveel 19de verjaarsdae het ek nou al? Ek is baie bly jy sê dit want ek vloek nog 19. Well, there you go. Ek dink 19 is die sweet spot want dan het jy jou lisensie, het 'n klein bietjie vryheid nou bygekry. Jy kan nog sê ag nee, ek's jonk, ek maak foute. Ja. Skoningsuitding vir jou gedrag. So dit gaan oor, jy weet en enigiemand kan hierdie liedjie met homself vereenselwig want ek skryf nie oor my loopbaan nie, maar dit gaan oor loopbane en hoe ons aanbeweeg in die lewe. Jy weet ek wat van die grondpad af teerpad slaan gaan werk en weer terugkom grondpad ry, ek kom by die plaashuis uit en daar kom rook uit die skoorsteen uit en al daai tipe van goeters en dan weet ek waar ek hoort. Maar die vet weet ek gaan nie oud word nie. Nee, my kop nie. Wow. Jy sien nou, dis hoekom ek jou gevra het waaroor gaan die liedjie. Ek weet daar's 'n dieper betekenis. Ja, dis nie net die oppervlak nie. Dis nie net die oppervlak nie. Nicholas Lou in die ateljee, baie dankie dat jy hier was vandag. Ek hoop nou nie dis die laaste keer wat jy by die lunch punch kom kuier nie. Ek sal volgende keer vir jou ietsie lekkerder voorsit as lunch. Iets wat jy dalk lanklaas geëet het. Ek weet nie wat het jy lanklaas gehad? Sushi of lasagne? Kaasbors, okay. Jy weet daai gaan in my promo wees, né? Is dit nou? Ek het lanklaas wors gehad. Ons gaan wel as jy sê lanklaas dan is ek ook bekommerd. Maar nietemin, Nicholas Lou hier saam met my. Ek wil jou nou 'n groot guns vra terwyl jy hier is. Sal jy sommer jou eie liedjie aankondig en dan sê, "Hi, ek is Nicholas Lou, jy luister na François op die Lunch Punch." Absolutely. Hi, ek is Nicholas Lou en jy luister na François op die Lunch Punch en hierdie is my liedjie Ons sal jong bly. Dankie Nick, mag jy bokke wen vanaand sien jou gou weer. Yeah. En onthou hierdie video is op ons Facebook bladsy as jy weer wil gaan kyk of as jy dit gemis het. Livestream dit op Groot FM 90.5 se Facebook bladsy. Bye Nicholas. Rock and roll. Dis nou al die jare lang dat die seer oor my val en my beker loop soms oor. Maar ek dink altyd terug met 'n smile op my gesig